Liewe gemeente, ons is in 'n reeks wat ons noem Lig vir die Wêreld en vanoggend het ons baie mooi gesien toe Reinder aan die woord was wat gebeur het tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament. Daar was hierdie 400 stil jare gewees waar God nie gepraat het meer met die profete nie of dit was net 'n stil tyd gewees. En dan praat God weer vir die eerste keer in die tempel waar Sagaria besig was om 'n offer te bring namens die volk, 'n gebedsoffer. Nou, net voor ek dit nou vir verduidelik wat daar aangaan, 'n priester in daai tyd het net een keer die geleentheid gehad om hierdie offer te bring, want daar was baie priesters gewees en hulle was opgedeel in afdelings en elkeen het 'n kansie gehad. En dit was 'n baie groot voorreg om dan volgens hulle het geloot binne 'n afdeling om te kyk wie gaan die loot kry wat dan hierdie offer kan gaan bring. En dan moet hy uitkom en vir die volk dan nou 'n seën uitspreek van die offer wat hy gebring het. En dis waar ons optel vanaand in ons skriflesing. Ons kyk na die twee aankondigings van Johannes die Doper en van Jesus Christus. En ons gaan dit lees. Jy kan ons volg in jou Bybels of op jou selfone. Lukas 1 vanaf vers 5 tot 38 is nie Matteus soos op die bord staan nie. Kom so wat sê die Here. In die tyd van koning Herodes van Judea was daar 'n priester met die naam Sagaria uit die diensgroep van Abia. Ook sy vrou het van Aaron afgestam en haar naam was Elisabeth. Hulle was albei getrou aan die wet van God en het onberispelik al die gebooie en voorskrifte van die Here onderhou. Hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabeth onvrugbaar was. Buitendien was albei reeds op vergevorderde leeftyd. Op 'n keer, toe Sagaria in die beurt van sy diensgroep besig was om die priesterdiens voor God te verrig, is hy volgens die priesterlike gebruik deur die lot aangewys om in die tempel van die Here in te gaan en die wierook op die altaar te brand. Terwyl die wierookoffer gebring is, was die hele volksmenigte buite besig om te bid. Toe verskyn daar aan die regterkant van die wierookaltaar 'n engel van die Here aan hom. Sagaria het geskrik toe hy hom daar sien staan en hy het baie bang geword. Maar die engel sê vir hom: "Moenie bang wees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor. Jou vrou Elisabeth sal aan jou 'n seun skenk en jy moet hom Johannes noem. Hy sal 'n bron van blydskap wees en 'n vreugde vir jou wees en baie sal bly wees oor sy geboorte, want hy sal groot wees in die oë van die Here. Wyn en bier sal hy glad nie drink nie en reeds van sy geboorte af sal hy met die Heilige Gees vervul wees. Hy sal baie uit die volk Israel terugkeer tot die Here hulle God en hy sal voor die Here uitgaan in dieselfde gees en krag as Elia om vaders en kinders met mekaar te versoen, om ongehoorsaames op die regte pad te bring en om so vir die koms van die Here 'n volk voor te berei." Toe sê Sagaria vir die engel, en kyk wat sê hy: "Waaraan sal ek dit weet? Ek is 'n ou man en my vrou is al op vergevorderde leeftyd." Die engel antwoord hom: "Ek is Gabriël wat in diens van God staan. Ek is gestuur om met jou te praat en kyk, hierdie goeie tyding vir jou te bring. Kyk, jy sal stom wees en nie kan praat nie, tot op die dag van hierdie dinge gebeur, omdat jy my woorde wat op die bestemde tyd vervul sal word, nie geglo het nie." Intussen het die volk vir Sagaria gestaan en wag en begin wonder waarom hy so lank in die tempel bly. Toe hy uitkom, kon hy nie met hulle praat nie. Hulle kom toe agter dat hy in die tempel 'n gesig gesien het. Hy het net aanhoudend vir hulle beduie en stom gebly. Toe die tyd van sy tempeldiens om was, het hy huis toe gegaan. Na daardie tyd het sy vrou Elisabeth swanger geword en haar 5 maande lank afgesonder. Sy het gesê: "Die Here het dit vir my gedoen. Nou het hy na my omgesien om my smaad onder die mense weg te neem." In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid. Die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy: "Ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou." Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar: "Moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring. En jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee, en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers tot in ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie." Kyk wat is Maria se antwoord. Maar Maria sê vir die engel: "Hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie?" Die engel antwoord haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word heilig genoem word, die seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou Elisabeth het in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie." Maria sê toe:
Ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur wat U gesê het. Toe die engel van haar weggegaan. Tot sover ons skriflesing vanaand. Nou gemeente, twee mense, twee aankondigings, baie ooreenkomste, maar die uitkoms totaal verskillend. En kom ons kyk 'n bietjie daarna vanaand. God wil sy wil bekend maak, na 400 jaar, ons het gesê, daar was stilte, hy wil sy wil bekend maak aan twee verskillende mense, twee verskillende uitkomste. En kyk bietjie ooreenkomste. Ons het dit gelees nou. Sagaria kry 'n besoek van 'n engel. Maria kry 'n besoek van 'n engel. Aan albei van hulle word 'n seun beloof deur 'n wonderwerk. Nie een van hulle kan kinders kry nie. Sagaria en Elisabeth, het ons gelees, is al oud, is onvrugbaar, en Maria is nie getroud nie, sy is 'n maagd. Aan die ander wyse het nog nooit saam met iemand geslaap nie. En albei het hierdie vraag, maar hoe is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat dit kan gebeur? So jy het 'n priester aan die een kant. Die man, ons het gelees daar in die begin, hier in vers 6 rond, ja, maar hy en Elisabeth was getrou, hulle het die gebooie geken, hulle het God getrou gedien, hè. So dis iemand wat die Here ken, wat sy beloftes ken, hè, wat die profeseë ken, wat dit gehoor het, wat dit deel gemaak het van homself al. Dis iemand wat getroud is. Hy's 'n man, nee. So ons kan in vandag se taal sê, kom ons sê hy is soos 'n dominee. Nee, hy is nie tipe dominee wat hierdie ouens sê hulle ken die woord en hulle bestudeer dit en hulle ken die beloftes. Nou aan die ander kant het jy vir Maria, 'n meisie. Hulle sê hulle skat so tussen 14 en 16 jaar oud. Kom ons sê 15 jaar oud omtrent. Ongetroud, 'n maagd. En die uitkomste baie duidelik. Sagaria word stom en aan Maria word genade betoon, nee, sy word genade geantwoord. En die vraag is vanaand, hoekom? Hoekom is Sagaria, nee, dit lyk op die voorgrond of hulle albei gesê het, hoe is dit moontlik? Asof albei so half twyfel, maar tog is daar aan Sagaria, hy is met stomheid geslaan en hy is vir lank stom gebly totdat hy sy kind moes benoem. Toe kon hy weer praat en Maria, sy word genade geantwoord. En kom ons kyk 'n bietjie hierna en dan soos ons doen ook sonnaande hierso, gee ons klomp praktiese dinge van wat ons hiermee kan maak nou. Wat kan ons hier uit leer vanaand? Eers is Sagaria. Gabriël, die engel wat aan hom verskyn, maak dit baie duidelik hoekom Sagaria stom geword het. Die antwoord is daar, omdat jy my woorde wat op die bestemde tyd vervul sal word, nie geglo het nie. Ja, hy het die woorde nie geglo nie. Hoe kan dit wees? En dan ons in my eie woorde kan ons sê sy of in ons eie woorde kan ons sê maar sy eie probleem van kinderloosheid was vir hom groter as wat God by magte was om te kan doen. So hy het in hierdie probleem gehad en dit was vir hom groter as God gewees op daai spesifieke stadium in sy lewe. Hy kon dit nie glo nie. Hy het gesê ek glo jou nie. Mense wat so oud soos ons is, ons word nie ouers nie. Ons is onvrugbaar, ons is oud. En dit terwyl hy die geskiedenis ken. Hy ken vir Abraham en vir Sara. Nee, hy weet wat die geskiedenis daar is. Hy weet dat hulle ook onvrugbaar was en ook oud was en tog het God vir hulle 'n seun gegee. So Sagaria is geslaan met stomheid omdat hy nie geglo het nie. Maar weet jy nie, in sy lewe kan jy dit baie duidelik sien, daar's altyd genade. En ons gaan nou dit bietjie prakties maak, want aan die een kant sien jy wesonderhouer, nee, hy dien die Here, getrou. Hy's 'n goeie kind van God. En dan kom hierdie ongeloof in sy lewe in. En hy word gestraf daarvoor met stomheid. Maar daar's genade, want die oomblik toe hy weer sy seun moes benoem, toe kan hy praat. En wat is die eerste ding wat hy doen? Hy sing 'n loflied onder leiding van die Heilige Gees. En dit is so gebeur. Nee, sy stomheid het weggegaan en hy het deur die Heilige Gees hierdie loflied gesing. So ons sien iets hierso van 'n oomblik van twyfeling, 'n oomblik van ongeloof. Kan nie wees nie. My probleme is groter as wat U by magte is om te doen. En dan aan die ander kant kry ons vir Maria. En Elisabeth, bietjie later as jy gaan lees in Lukas, dan vertel sy vir ons hoekom Maria 'n genade antwoord ontvang het. En die woorde wat hy gebruik daar is in Lukas 1:45. Dan sê Elisabeth,
as Maria by haar aankom en sy voel die roering van die kind in haar maag, dan sê sy gelukkig is sy wat glo dat in vervulling sal gaan wat die Here vir haar gesê het. So vir Maria was God se grootheid, sy almag, dit wat hy by magte is om te doen, baie groter as haar probleem van, maar ek het nog nooit met 'n man geslaap nie en hoe kan ek swanger word? Sy het dit in geloof aanvaar, al het dit vir haar vreemd geklink. En dis die ding, as jy bietjie gaan lees en die ouens wat my gehelp het om hierdie ding te verstaan, sê dit ook so dat haar vraag was nie iets van ongeloof nie. Dit was, Here, ek vertrou dat U by magte is daarvan, maar verduidelik vir my net hoe dit gaan gebeur. Aan die ander kant kry ons vir Sagaria wat in ongeloof sê, maar dis nie moontlik nie. Sy vra 'n verduideliking van hoe dit sal gebeur. So sy het dit in geloof aanvaar, dit omhels. Here, ek is tot beskikking van U, maak met my net wat U wil. So om op te som, kan ons sê, Sagaria vra die vraag, hoe sal ek dit weet? En daar's 'n bietjie 'n stukkie twyfel in dit, 'n stukkie ongeloof ingelê in daai vraag van hom. Dit is eintlik onmoontlik, Here, ons is oud, ons is onvrugbaar. Teenoor Maria wat vra maar hoe is so iets moontlik? Meer in die trant van ek glo dit, maar ek is nuuskierig oor hoe dit gaan gebeur. Sagaria vra vir nog bewyse. Maria vra vir 'n verduideliking. En weet jy, terwyl ons stil staan hierso by die hele ding oor bewyse, dis goed om te weet ook dat Abraham het ook gevra vir bewyse. Gideon het ook gevra vir bewyse. En deurgaan sien ons dat hierdie ouens dit gevra het as versterking van die geloof. En hierso is 'n stukkie ongeloof, 'n stukkie ek vertrou nie wat hier in die gang is nie. Sagaria twyfel, ek is nie so seker hieroor nie. Maria sê, maar ek verstaan net nie. Verduidelik vir my. So die punt is wat ons dink Lukas hy se dryf hierso wat hy skryf vir Theophilus in die begin in Lukas 1, dan sê hy skryf van jou geagte Theophilus. En dit is met rede dat hy hierdie twee langs mekaar sit. Want geen ander evangelie vertel vir ons van wat hier gebeur het so in detail nie. En wat Lukas vir Theophilus sê vir my en vir jou sê vanaand is, Maria, wees soos, of geliewe gelowige jeder, wees soos Maria, as jy hoor van Jesus Christus. Nie soos Sagaria nie. Wat maak ons hiermee? Wat maak ek en jy nou met hierdie vraagteken, hierdie hoekom vanaand? En ek wil vir jy 'n paar punte wys, daar kan jy sien, so 6 verduidelikings, net wat maak ons hiermee? In die eerste plek, kom ons gesels oor bewyse, Sagaria wat hierdie bewyse gevra het. En dit is so dat ons, en ons bring ons sommer direk na vandag toe, 2016, ons kan baie keer te veel bewyse wil hê, wat so ver gaan dat dit amper half 'n aanduiding is van ons ongeloof in dit wat God besig is om te doen. Weet, hoe is so iets moontlik? En jy ken jou eie lewe, so baie keer kom ons in 'n geval waar dinge vir ons onduidelik is. Ons voel laag hierdie tyd van die jaar waar ons net sê ja, ons wil nie meer 2016 nie. Ons gemoed is af. Ons gaan deur 'n moeilike tyd. Ons is onseker. En dan wil ons baie keer tekens sê. Maar ons kan God nie net glo dat hy besig is om dinge vir ons beswil te laat gebeur binne die omstandighede waarin ons sit en waarin ons vaskyk nie. Weet totdat ons 'n bewys of 'n lig aan die einde van die tonnel wil hê. En partykeer dit vat tyd. Wel hierdie Israeliete het gewag vir 'n verlosser, 400 jaar. Maak 'n bietjie die som. Wanneer het Jan van Riebeeck in die Kaap gekom? 1652. Vat hom 400 jaar terug, 1616. Hy was nog eers in die Kaap aangekom nie. Kyk wat intussen gebeur tot 2016. Dis 'n lang tyd. Maar hulle het gewag. Hulle het gewag vir die Here, hulle het gewag vir 'n Messias, gewag vir 'n verlosser. God het geantwoord. God is in beheer. Sy gees wat hy vir ons gegee het, ons kan na hom luister want hy oortuig vir ons dat hy sê maar vir God is niks onmoontlik nie. Hy sal sy beloftes hou waar dinge vir jou in jou omstandighede onmoontlik lyk.
God is groter as daai probleem. God is groter as daai aanvanklike situasie waarmee jy sit op hierdie stadium van jou lewe of op 'n gegeewe stadium in jou lewe. Wat sê hierdie gedeelte? Hy sê, vertrou my, vertrou my, vertrou my, vertrou my. Vertrou my dat ek meer kan doen as wat jy dink moontlik is. Dat ek meer alwetend is. Ons kan nie eens alwetend, alomteenwoordigheid, al hierdie terme wat ons God mee beskryf, ons kan dit sê, maar ons kan dit nie eens indink nie. Hy's groter as dit. Weet en hierdie aankondigings op bewyse is die aankondigings van die twee grootste mense wat dalk nog op hierdie aarde gewandel het. Johannes die Doper en Jesus Christus. God wat mens geword het, onder ons kom woon het. Nee, die wegbereider en jou verlosser. So moenie te veel bewyse wil hê nie. Vertrou die Here 'n slag dat hy besig is en in Jesus het jy alles wat jy nodig het vir nou. Dis die eerste een. Maria, aan die ander kant, het vir verduidelikings gevra. Weet en hier's 'n ding van, as ons harte reg is God nie daarteen as ons wil weet hoe hy dinge in ons lewe uitwerk in ons lewens nie. Julle weet nie, Paulus skryf baie mooi in 1 Korintiërs 13. Dan sê hy praat van die liefde en dan sê hy ons kyk maar nou nog in 'n dowwe spieël in. Ons ken maar gedeeltelik. Ons sien maar gedeeltelik. So ons mag vra. Hoe is dit moontlik omdat jy God se beloftes glo? Jy mag verduidelikings vra van hoe God dinge laat gebeur in hierdie lewe omdat jy glo. Omdat jy reeds glo, omdat jy reeds hom omhels in geloof. So om in 'n gees van verlange meer te wil weet van God en hoe hy werk en hoe hy homself bekend maak aan ons is goed en reg, maar 'n hart wat vol twyfel is, wat vol arrogante skeptisisme is. Nee, dis 'n groot woord. Dis nie goed nie. Dis nie reg nie. Veral nie as jy in daai twyfelagtige toestand bly nie. Hoor mooi, hoor baie mooi wat hier gebeur. Want dis nie asof Sagaria sy hele lewe 'n lewe van ongeloof was nie. Ons het nou gesê hy was diep gelowig, nê. Lukas sê dit vir ons so mooi. Hy en Elisabeth het die gebooie onderhou. Hulle was getrou in die Here. Hulle het gedoen wat God gevra het. Hy was 'n goeie kind van die Here gewees. Iemand wat God se wil geken het. Hy het God teelhartig gedien. En dan sien ons, soos ek nou gesê het, toe hy oomblik van ongeloof gehad, maar die oomblik toe hy bietjie kon nadink, bietjie kon stil word voor die Here fisies, want hy kon nie praat nie, en die Here se beloftes deurdink, en toe hulle vir hom vra, Johannes, Sagaria, wat moet die kind se naam wees, en hy skryf op 'n bordjie, Johannes, begin hy praat, en deur die Gees begin hy 'n loflied sing, nê. So, dit gebeur in my en jou lewe, dat ons soms twyfel. In iets wat God vir ons sê. Maar God se genade, in sy genade, in daai oomblik gooi hy jou nooit weg nie. Want na 'n tyd van nadenke, na 'n tyd van stil word, na 'n tyd van bekering, kom ons weer onder God se grootheid. Sagaria wys dit vir ons. Hy het hom bekeer, hy het sy hoop weer op God gestel. Hy het 'n loflied gesing. John Piper sê so mooi. So the lesson for us here is that we must not despair if we fall into unbelief. Instead, we must repent, accept God's forgiveness in Christ, and go on blessing the Lord even more fervently because of His great mercy to us in our sinfulness. Nog 'n paar praktiese dinge wat ons hierso kan sien. Uit hierdie ding, Reinder het vanoggend so mooi gesê. Ons geloof, Kersfees, gaan nie net oor baba Jesus wat mens geword het nie. Die storie gaan aan. Alright? Dit gaan aan. Dit gaan kruis toe. Dit gaan graf toe. Dit gaan hemel toe. En hy het hierdie ding wat hy gedoen het om die straf van die sonde op hom te vat. Het jy dit vir jou gedoen? Klink dit te goed om waar te wees? Hoe is dit moontlik dat hy dit wil doen vir my? Hy het, want God is lief vir jou. En dis uit daai liefde uit waar die Gees ons oortuig
dat ons vir Christus kan omhels in geloof en sê, ja Here, ek vat dit. Maar weet jy, daar's nog 'n ding wat hier uitstaan. Is God gebruik wie hy wil. Het gaan nie oor jou CV nie. Sagaria het 'n mooi CV gehad vir daai tyd. Baie mooi. Priester, lood gewen. Hy's een wat die offer bedien. Maar Maria aan die ander kant, weet in daai tyd was vrouens laag in die klas gewees. Baie laag in die sosiale klas. Maar God gebruik wie hy wil. So of jy 'n kind is, of jy volwasse is, of jy geleerd is of ongeleerd is, of jy wit, swart, pink, Afrikaans sprekend, Engels, Khoisa sprekend is, God gebruik wie hy wil. Die woorde wat die Here wil hoor is, Here, ek is tot beskikking van U. Maak met my soos U wil. Maak met my soos wat U gesê het. Laat vir my gebeur soos wat U gesê het. En die laaste ding, om hierdie prakties huis toe te bring ook, is, daar is nog 'n belofte wat, kom ons sê, uitstaande is. God het baie beloftes gemaak. Elke liewe een het waar geword. Maar daar is nog 'n belofte van Jesus wat sê hy gaan terugkom. Jy kan so Sagaria sê, hoe is dit moontlik? Kan dit nie sien nie. Dis al 2016 jaar, ja, langer, korter. Of jy kan sê, ja, dit is moontlik. God gaan terugkom. En hy gaan terugkom soos hy gesê het. So God se beloftes, en dis die mooi ding van Jesus se geboorte ook, waar ons so mooi sing vanaand, die hele tyd, is God se belofte het waar geword in Jesus Christus. Hy beloof hy gaan terugkom. Hy gaan. Mag sy gees jou bekwaam maak om jou onder beskikking van die Here te stel, sodat sy wil al hoe meer en meer geskied en nie jou eie nie. Gemeente, gelowiges, kinders van die Here, vertrou God. Hy's groter, almagtiger, meer alomteenwoordig as wat jy ooit sal kan doen of dink. Vir God is niks onmoontlik. Vertrou met jou lewe. Want hy's waar, hy's erg, hy's groter as enige probleem, situasie wat jy kan wees. Glo soos Maria. Amen. Gaan ons 'n gebed doen en dan gaan ons spontaan net weer aangaan met ons sang vanaand. Hemelse Vader, twee mense, twee verskillende uitkomste. En dan sit ons vanaand hier, Vader, en as ons moet dink aan ons eie geloof, dan word ons gekonfronteer met, is hierdie goed moontlik? Kan U ons so lief hê, dat U Uself gee om dood te gaan, die enigste seun, sodat ek kan lewe? Kan ons dit glo? En U het dit vir ons bewys. Die Gees druk dit op ons harte, die geskiedenisboeke wys dit vir ons, Jesus is die Here en hy lewe. En ons wil U omhels. Ons wil vir U lief wees met ons hele hart, siel, verstand en met al ons kragte en daaruit ons naaste soos onsself. Vader, ons kom baie keer in ons lewe in twyfelagtige situasies waar ons dalk in ongeloof val. En vanaand is dit dalk mense wat hierso sit, Vader, wat dalk in 'n tyd in hulle lewe is, Vader, regtig waar diep twyfel. Hoe is so iets moontlik? Hoe kan so iets met my gebeur? Vader, wil U in ons stil wees, ook in hierdie week, ook in daai mense se stil wees in hierdie week. Hulle deur U Gees onder 'n nuwe indruk bring van wie U is, sodat die mond sal bely dat Jesus die Christus is en dat daai loflied gesing sal word. En dat dit nie net 'n liedjie is nie, Vader, maar dat ons hele lewe 'n lewe van lof is tot eer van U naam. Vader, hê geduld met ons wanneer ons verduidelikings vra, oor dat ons glo, maar net partykeer wil seker wees. Net partykeer 'n geloofsversterkende moment wil hê. Hoe U Uself aan ons duidelik maak en hoe U Uself aan ons openbaar. Dankie dat U ons gebruik. En vanaand wil ons aan ons sang en hoe die sang ook in ons harte insing, soos ons sing, Vader, vanaand die uitstap en sê, Vader, stel my aan, ek is tot onder U beskikking, maak met my wat U wil, maak ons disippels, maak ons volgelinge van Jesus Christus in hierdie wêreld, wat hierdie blye boodskap brood nodig het. Ons pleit dit van U,
in die naam van ons verlosser Jesus Christus alleen. Amen.